Môre, julle, dit is 'n nuwe week. Die naweek is verby, laaste paar dae van September. En dan vaar ons volspoed in Oktober in. Dis die laaste week van ons stemopnames ook. Ons gaan Vrydag saam met die skole eers 'n bietjie 'n breek vat en dan sal ons weer na die vakansie aangaan. So hierdie is ons laaste week saam vir die kwartaal. Dit is lekker om elke oggend saam met julle te kuier en na 'n baie lang besige kwartaal kan julle glo is die einde nou in sig. Dit is lekker om vanmôre saam met julle te kuier. Ek hoop julle het lekker geslaap. Hoop julle naweek was goed en dat julle wakker is en reg staan en kan sien vir hierdie week. Ek gaan hierdie week begin uit Lukas 9 vers 62. Nogal 'n goeie waarskuwing wat Jesus hier rig. Hy sê, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou terugkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Dit laat my dink aan daai tannie wat 80 jaar oud was. Sy het begin skilder toe sy so oud was. En toe sy 88 is, het sy gesê, enige iemand kan skilder. En al wat jy moet doen, is om verf en 'n kwas te neem en net iewers te begin. Die alternatief natuurlik hiernatoe is dat jy in 'n groef gaan val, jy gaan stagneer en dan gaan jy uiteindelik net sterf. Daar's maar net 'n diepteverskil tussen 'n groef en 'n graf, nê? Vir baie mense het hulle geestelike lewe maar gerieflik in groewe begin insak. Daar is selfs in Kanada 'n stuk pad wat hierdie kennisgewing op het. Kies jou groef, want jy gaan vir die volgende 10 kilometer daarin wees. Ja, julle, vir baie mense het die lewe sy opwinding en sy avontuur verloor. En al wat vir hulle oorbly, is geen verrassings meer nie. Die lewe is kleurloos, dis eentonig, vrugte word nie in onvrugbare groewe voortgebring nie, en dis maar die waarheid. Baie mense is soos daai man in H.G. Wells se boek The Croquet Player, en hy het met 'n irritasie hierdie woorde uitgeroep. Ek is gewillig om in te val by enige iets wat goed is, maar as ek moet dink, is dit vir my te veel. Of soos 'n Liberiese leier so 'n paar jaar terug ook gesê het, groot gedagtes maak my vaak. Een van die Franse konings het gedurende 'n krisis in sy land gesit en luister, terwyl 'n verteenwoordiger van die volk hulle gruwe aan hom voorgelê het. En terwyl hy dit doen, het die koning aan die slaap geraak. En daai slaap het hom sy koninkryk en sy lewe gekos. Ja, weet julle, om liggaamlik, intellektueel of geestelik aan die slaap te raak, beroof jou en my van vrug dra in die koninkryk van God. Die oermoeder van die terugkykers was Lot se vrou, en sy het in 'n smaaklose soutpilaar verander. Sy is vir ewig nou in 'n groef. In die koninkryk van die Here kyk ons altyd vorentoe, nooit terug nie. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. Hemelse Vader, ek wil op U kom vertrou, dat ek met arendsvlerke uit al my groewe kan uitstyg en die geloof van die vlug van die arend kan onderneem. Help my om dit ook te doen, in Jesus se naam. Amen. Dankie julle, hoop julle het 'n wonderlike maandag. Môre praat ons weer. Totsiens.